Baie welkom by die Bron se Potgooi, jou bron van inspirasie. Dit was lekker en is lekker om by die huis te wees en as al enige mense is wat vir die eerste keer hier is, baie welkom. Gaste, julle is so welkom en ek dink ons van ons toermense wat nou saam met ons Turkye toe was, julle is ook hier baie welkom. Sal julle na die tyd gehou sien net daarvoor as julle hier is. Maar ek hoorie, dis lekker in Turkye, hoorie, julle moet gaan, okay. So ons twee dinge wat jy moet doen. Ons gaan nou minder Madagaskar toe en ons gaan minder Mauritius toe. Ons gaan nou Jerusalem toe, okay, en ons gaan Turkye toe, okay. So as jy Jerusalem toe gaan, dan kom jy agter, dan begin die skrif vir jou lewendig word, want dan gaan jy soontoe, dan is dit 'n plek waar mense nou nog Christus ontken. As ek hardkoppige mense, hulle ontken die bestaan van Jesus Christus, hulle weet nie eens wie is die apostels nie, so as jy soontoe gaan, dan sien jy hoe lyk hardkoppigheid, om aspris nie te wil glo nie, dis hoe dit lyk. En dan natuurlik, dan word die woord lewendig, jy kan nie dit glo nie, na alles wat die Here daar gedoen het, dat hulle so stubborn is, né? En dan kom jy agter, hy het daai mense gelos as gevolg van hierdie hardkoppigheid en hy het na ons toe gekom wat nie sy kinders is nie, wat hom ook nie God genoem het nie, en so kom hy en hy red ons. En dan gaan jy Turkye toe, okay. Dan gaan jy Turkye toe en jy eet jouself like. Hoor die oggend, middag, aand eet jy. Daai een dag aand toe sit so lekker daar sodat ek begin toe met pudding, eindig en toe eet ek my myns en toe eindig ek weer met pudding. So en jy eet so baie, maar ek het teruggekom en ek het 1 kilogram verloor. Want dit is die Mediterranean, baby. Nou, as jy hier sou bly en jy moet Mediterranean eet, is dit vrek duur. Ek weet nie of van jou, maar dis duur om gesond te eet. Daar is dit sommer buffet. All you can eat, ons het geëet. Ek rol nader aan daar rond, ek dryf so op die water, soos wat versadig is ek. En ek het 1 kilo verloor. Ek is so, come on, let's go. Maar weet jy wat, dit was besonders, en dit was 'n absolute voorreg om daar te kon wees, en saam met Justine, en mense van die gemeente, en dan nuwe vriende wat ons gemaak het daarso, om net daar te staan, en te sien dat ons is 'n produk van sweet en harde arbeid, ons is 'n produk van bloed en sweet. Ons is 'n produk van geloof, ten spyte van sigbare deurbrake. En dit was 'n absolute voorreg. Ek is baie lief vir die apostels. Jy bou verhouding met die ouens, soos wat jy die skrif lees, dan begin jy die ouens sien en raak sien, en hulle raak vriende. My pel is Paulus. En Johannes, ons was, ek weet nie of dit regtig sy graf is, maar hy is daar so dood en hy is daar begrawe, of wat hy nogal lê, ek weet nie, maar ons was daar. En dit is great, en dit is wonderlik, maar die bougevalle is daar so, en dan gaan jy Pergamum toe. En Pergamum is daar soms die seat of Satan, en daar was so 17 tempels vir afgode, en dan gaan staan jy daar so, en dan sien jy, hoekom die Here kwaad was vir die kerk, want hy sal deur onder, jy moet aspris kwaad wees vir die Here om hierdie berg te klim, om daar so afgode te gaan bid. Met ander woorde, jy was stubborn gewees in jou geloofsoortuiging. Jy het op 'n plek gekom waar jy gesê het, Here, ek kan nie sien hoe hier vir my deur gaan kom nie. Ek moet na hierdie God toe gaan, of daai God, of hierdie ding, of daai ene, om daar te gaan ontbid, want dit is so hoog, dit is so hoë berg. Jy was aspris in die besluit wat jy gemaak het. Ja, dan sien jy hoekom hy sê, repent, draai terug na my toe. Hierdie ouens het wonderlike dinge ervaar en beleef, en vandag is daai plek waar die Nuwe Testament gebore is vandag 98% moslim. En dan sien jy wat gebeur met 'n wêreld en 'n omgewing, alhoewel hy so radikale goeders gesien het. Wat het gebeur? What happened? Dat daardie nasie nie vir God erken nie. En dit is vir my snaaks, want ons almal het 'n getuienis. Ons almal het 'n getuienis, ietsie wat wonderliks, waar die Here vir ons iets bonatuurliks gedoen het.
Ek vat my bekering byvoorbeeld. Ek het nie God gaan soek nie, ek was reg vir op die koppie. Ek het myself voorberei vir op die koppie. Dit was nou mos die Suid-Afrikaanse Woodstock. Vir dies wat nie weet nie. En op die koppie word daar gehou by daai plek waar ek tot bekering gekom het. Ek kon nie wag nie, hy was oor 2 maande. En die Here besluit, nee, wag 'n bietjie. Vat hom nou. En ek het radikaal tot bekering gekom. En ek weet van mense, ek weet van julle getuienisse, hoe radikaal sommige van julle tot bekering gekom het, en hoe van julle getuienis het waar julle by die dood omgedraai het. Julle was so siek, julle moes eintlik nie vandag nog lewe nie. Maar hier is jy vandag. Jy sê, onkruid gaan nie dood nie. God het 'n wonderlike ding vir jou gedoen. En ek weet van mense wat hier so is, wat eintlik verslaafd is nog moet wees. Jy alles, jou hele lewe was so donker, so nag, so 'n teleurstelling, dat jy vandag, die feit dat jy nie 'n volslae alkoholist of 'n dronk of 'n dwelmverslaafde is nie, is bonatuurlike genade van God af, dat jy vandag hier so sit. En hier is ons ouens wat getuienis het van ouens, jy weet, in die trou is. Jy verwys eintlik na hierdie huwelik as jou tweede huwelik, want daai mense wie ons was daai tyd, het tot bekering gekom. En vandat jy bekeer het, is jy en jou vrou, of jy en jou man is soos boutjies. Dit werk net. En dit is onskeibaar, en julle is so, julle het een geword, julle het geleer om jammer te sê, en vergifnis te vra, en julle het geleer om mekaar verantwoordbaar te hou. En julle is oop vir inspraak, daai arrogante, trotse persoon wie jy eens was, wat gedink het, jy weet alles. Jy herken nie eens daai ou wat jy herken nie eens daai ou. En so almal van ons het een of ander tyd 'n belewenis gehad waar God ook finansiëel deurgekom het, en ons is deur die audit, of ons is deur die maand, of ons is die rekening betaal, en ons het die hospitaal is, daai goed is afgehandel, of iemand het gekom en jou studies betaal. Bonatuurlik. En daai, wat dit aan 'n persoon doen, die belewenis wat jy het, die vrymoedigheid wat dit vir jou gee om te getuig en op te staan en te kom aanbid op 'n Sondagoggend, en jy wag nie eens meer vir Sondag nie. Jy is soos, ek bid elke dag, waar ek gaan getuig ek, en ek prys die Here, en dis wonderlik en alles, en dan kom ons op 'n plek waar partykeer dan daai ou wat so kinderlik opgewonde was oor die Here, hy begin stil raak. Want ons kyk nou wat het gebeur in Turkye, dat met die Nuwe Testament wat gebore is, en die Heilige Gees wat uitgestort word op gelowiges. Hoe kom 'n ou wat so radikaal tot bekering kom, so omkeer maak in sy omgewing, wat soveel gode en priesters en keisers opset, moeilik, hierdie Christene, wat so 'n nasie en so 'n plek 98% moslim is. En dan onthou jy daai tyd waar, ek onthou dit, waar jy nie kan wag om tyd met die Here te spandeer. Jesus, ek kan nie wag om klaar te maak hier by die werk nie. Ek wil net nou by die Here wees. Nou sien ek vir Kobus die hele tyd, en hy die hele tyd e-mails en goeders wat ek moet doen en afhandel, en hierdie ene gee die hele tyd vir my werk. Ek raak vir die regte rede ongeduldig. Ek wil by die huis kom tel. Ek het 'n Exodus boek wat wag. En skielik dan kom jy agter, daai ou wat so ywerig was, het besig begin raak. Het skielik nie meer tyd nie. En die Bybel, die was eens op 'n tyd was dit 'n studiegids om God beter te leer ken. Nou in die nood, laat val ons hom so. En dan kyk ons wat sê hy. Wat jy besluit om te doen, doen dit gou. En Judas het homself gaan haal. Nee. Ons doen seker goed, dan laat val ons hom weer. Nee, dat was nou nie die regte een nie. As hy en jy is die dis wat ek wou gehad het. Die Here sê ons gaan oorvloed hê, liefie. En ons gesprekke verander, ons daai intieme verhouding, daai gesprekke en daai tye verander. Dit het gegaan van, Here, wys my jou gesig, wys my meer van U, na 'n lys van instruksies.
hier's wat ek nodig het om gelukkig te wees. En soos wat dit met hulle gebeur het, en soos wat dit met die Israeliete gebeur het, wat al daardie wonderlike dinge gesien het, en met hierdie 7 gemeentes, dat daar vandag net bouvalle is, so gebeur dit met ons ook. Want sien, jy weet wat jy weet, ek weet jy weet, ek weet jy weet, jy het bietjie koud geword. Jy het bietjie verder weg van die vuur af gestaan. Want jy weet wat doen 'n Bosveld, as jy in die Kalahari groot geword het, of waar gebly het, dan weet jy, ouens in die Kalahari maak die beste vure. Bosveld, lekker vure. En op 'n stadium is dit so koud, jy's op 'n jagtrip, dit is so koud, maar dan staan jy daar langs daai vuur, papi, dat jy jou klere uittrek, so warm is dit. So, just like, maar jy het hierdie ding aan die brand gesteek, ja. Ons verstaan om vuur te maak. Dat jou gesig is sommer so rooi, gloei so. En nou kan jy nie eens enigiets doen nie, dat die ouens het hulle vrymoedigheid verloor in die markplek en sê, ek kan nie oor hierdie goeders praat nie, jong. Ek kan nie by my werk oor hierdie goeders praat nie. Ja, daar's 'n rede vir dit. Die Bybel sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So die gesprekke wat jy het by die werk, is, ons sit in Afrikaans, sê ons mos, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis nie dat dit die werksplek is nie, dit is die hart is nie vol van die regte goed nie. Hy's vol van ander goed, dis hoekom jy baie goeders te sê het. En ek kyk en ek staan daar by daai gemeentes en ek word gekonfronteer. Dit was so 'n goeie toer geweest. Dit was die eerste keer dat ons geestelike leiers van so 'n toer was en tot die ouens die toergids het gesê, "Jossie, kan ek jou nota skryf want jy het my nou vandag, ja, ek het nooit daai ding besef nie en hierdie ding het ek nie geweet nie en daai so ons ding was deeglik julle. Ek is super trots met waar ons staan en wat ons besig is om te doen. Maar ons weet wat is fout met ons. Ons weet wat is fout met ons. En daarom gaan ons nie hamer op dit nie. Maar ons gaan begin vra vir ons, gaan begin 'n vraag vra. Eerste vraag wat ons gaan vra is, hoe kan ons weer herontdek hoe wonderlik ons God is? Want ons het 'n wonderlike God. 'n Fenominale Heer. Almagtige Vader in die hemel. Wat naby wil kom en naby wil wees. Maar ons het daar koppe geword. Ons het so vol trots geraak. So kom ons gaan kyk dit gou. Eksodus hoofstuk 32 vers 1. Hy sê daarso, hy sê, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons kan uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Ons weet nie waar is hierdie ou nie, ons weet nie wat gaan aan op nie, what's happening? Nou raak dit te lank, hy raak moedeloos, hulle kom op 'n plek waar hulle so onseker raak, want hulle kan nie sien waarmee God besig is nie. Bybel het vir my en jou nooit geroep om te sien nie. Geloof gaan nie oor om goeders te sien nie. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Weet jy wat 'n geweldige probleem met mense in hulle geloof, wanneer hulle die hele tyd staat maak om goeders te sien in hulle lewens gebeur? Moedeloos, vrees aanjaend. Ouens staan op onstabiele plekke. Geloof is nie op die rots gebou nie, die geloof is gebou op dinge wat tydelik is. En jy weet wat doen skuifsand, as die sand en die aarde rondom jou beweeg, dan skeur die dinge, mure breek, goeders val van die dak af, dakkappe staan en hou nie meer nie. Dit wat jy gebou het, begin gevaarlik raak en so sien ons dit in die 7 gemeentes, terwyl ons al staan, sien ons dit, wow, die aardbewings het hierdie plek so geroer, dat geen wonder hulle het buite gaan bly, want hulle was onseker oor alles wat gebou is nie. So daar staan en sien jy dit, jy beleef dit, jy moet dit doen. Dis 'n moed. Maar omdat hulle nie kon sien waarmee God besig is nie, maak hulle iets wat sigbaar is. Hulle maak iets wat hulle kan vat en voel en wat hulle kan manipuleer en wat hulle kan sê, hy het gesê, God het gesê, ons moet nou hierdie ding doen. En so dit sien ek, dit is maar hoe die mens werk en
Ons is geneig om goeders dan te doen en te bou in ons lewens wat ons dink ons stabiliteit en sekuriteit gee. Net omdat ons nie kan sien waarmee die Here besig is nie. En so val ons in dieselfde ding. As jy konstant jou oë op die krisis hou en jy fokus die hele tyd op die stilte, of soos wat hulle gedoen het, wat doen jy vir jou angs? Wat doen jy vir daai vrees wat binne jou woed? Jy bou ietsie wat jy kan vat en voel. Jy bou ietsie, jy bou 'n goue kalf. Nou hier is die ding, wanneer ons weer ons oë terugbring na die woord en dit word verlig deur die Heilige Gees, dan sien ons wie en wat God werklik is in sy karakter en sy natuur, sy getrouheid teenoor ons wat ongetrou is teenoor hom. Ons sien sy liefde want ons sien en herken Jesus aan die kruis en ons sien weer opnuut dat as gevolg van daai kruis beteken daar is 'n kommitment teenoor ons, want hy was committed teenoor ons nog voordat ons hom erken het as God en saligmaker en verlosser. Daar was 'n kommitment van God se kant af teenoor ons, nog voordat ons bekeer het. Maar nou dat ons gered het, moet ons na daardie selfde kruis kyk. En ons moet kan sien wie en wat ons vir hom ook is. Jy is sy bruid. Ek weet nie van jou nie, maar as man, ek sal seermaak vir my vrou. Ek sal iemand seermaak vir my vroutjie. Ek sal my lewe neerlê vir my gesin. Dis wat ek sal doen, en hy het dit gedoen nog voordat ons verloof was. Kom die Here en hy openbaar hierdie liefde, wat onnatuurlik is, dis goddelik. En nou kom ons op 'n plek waar ons skielik onseker is, want ons sien sekere dinge nie gebeur in ons lewens nie. Nou gaan jy in jou eie krag en jy doen sekere dinge. Onmiddellik het jy uit geloof uit beweeg en jy wandel in die vlees. Wat ons sien of nie sien nie, moenie bepaal hoe ons teenoor God reageer nie. Nou kom daai mense, nou sê hulle, weet jy wat, maar ek het nodig om te sien en ek het nodig om te weet of God my lief my, daar's 'n kruis, 'n groter openbaring van of God jou liefhet gaan jy nie kry nie. Daai is die grootste een, is daai ene nie daardie behoefte, daai onsekerheid. As die kruis jou nie daardie sekerheid gee van God is lief vir my nie, gaan niks ander dingetjies dit vir jou kan doen nie. Daai een beantwoord 'n ewige vraag. Het God my lief? Absoluut. Kyk daai kruis, John. Daar's 'n kommitment teenoor my wat onbeskryflik groot is. Ek verstaan nie eers hoe committed die Here teenoor my is nie. En daarom moet ek verstaan dat in sy wysheid, in sy soewereinheid, doen hy goeders en hy doen sekere goeders nie nou nie en sekere goeders gaan hy nie doen nie, want hy doen al hierdie goeders ter wille van my beswil. As iets jou kind in die langtermyn gaan bederf en jy laat dit toe, nou gaan jy jouself skop. Maar 'n goeie pa en ma stop daardie ding wat hulle nou toegelaat het om te doen, sodat in die langtermyn hulle beter resultate sal kry, want dis net goeie ouerskap. Maar ons sien dit nie. Ons sien soos hierdie Israeliete, ek soek dit nou. I want it all, baby, and I want it now. God sê, vertrou my. Ons sê, wys my eers. God sê, volg my. Ons sê, waartoe gaan ons? Waartoe gaan ons? Hoe ver is hierdie trippie? Wat hierdeur? No ways. Volg my. Ek kan nie. Hierdie pad lyk amazing. Kyk die watervalle en die goeie. Kyk hoe breed is die pad. Ja, breed is die pad. Wat lei na bederf. Maar nou is die ene wat lei na lewe, heiligheid, goddelikheid, redding, verlossing. En so kom hierdie arme ou Moses kom op 'n plek waar hy is moedeloos. Hy is moedeloos. Hy weet nie meer wat om te doen nie. Hierdie Israeliete is 'n geweldige groot uitdaging. Hulle het 'n temperament, hulle wip hulle vir die geringste ding. As hulle net nie kry wat hulle wil nie, tel hulle klippe op, want hulle wil vir hom die hele tyd stenig. Hulle wil, hoorie, in Israel is klippe. Klip op klip op klip op klip. Jy wil net, gaan wonder hulle wil die hele tyd iemand gooi met 'n klip nie. Dis vreeslik. Nee, Jessie, as ek hier was, het ek gegaan eerder daar na Groenwye velde toe, en daar sou my die kruis geplant en alles.
As jy val jy sag. Maar daar is so, jy val, hulle gooi jou met 'n klip en dan val jy op 'n klip. Dis hektiek. En so hierdie ou Moses het die verantwoordelikheid, die mandaat gekry, lei die ouens uit. Nou het hy al klaar die 10 plaae gesien, die Rooi See het al klaar oopgegaan en hierdie ouens is moedswillig. Hulle het nou, hy's net te lank weg. Die Here sê vir hom, is moeilikheid. Onthou julle daai boodskap en wat die Lewiete moes gedoen het voordat hulle regtig die Lewiete geword het, waar God vir hulle sê, Jessie, waar Moses mos by die laar inkom en hy sê, hou op julle, hou op met hierdie Sodom en Gomorra goeters van hierdie gemors van die, hou op, stop, repent, draai na God toe en die ouens gaan net aan. Sit net die hi-fi harder dat ons vir Moses net kan, maak hom net stil. Die musiekpomp en die ouens is goddeloos, hulle party, dit's hardkuier en dit is allerhande goeders wat saam met daai goed gepaard gaan. En hulle gaan en hulle ignoreer hom, dat die Here vir Moses sê vir hulle. En Moses staan daar by Laar, hy sê, wie is vir die Here? En dan kom die seuns van Levi uit en hy sê, ons is nie deel van hierdie gemorsie, Moses, wat gaan aan? En dan voel hy die leiding van die Here sê, hey man, elke ou trel sy swaard op, maak almal dood wat nie wil bekeer nie, wat nie wil stop nie. 3000 mans gaan dood. En dan kom Moses en hy openbaar, Jessie ouens, vandag het julle 'n groot ding gedoen, want die mense wat julle doodgemaak het, van julle het julle eie broer doodgemaak, want hy wou nie hoor nie. Van julle moes 'n sussie doodgemaak het. Van julle het 'n pa, 'n ma of 'n kind doodgemaak vandag. Want hulle wil nie draai nie. Hulle wil net eenvoudig nie stop nie. Hulle gaan net aan, push, druk. En dit was God se oordeel oor Israel. Nou skrik hulle, nou het hulle, wow, jy het nou net my pel, hierdie ou so lekker ou gewees. Nou is hulle daar, nou stop hulle, nou skrik hulle, nou is dit 'n paar dae later. En nou praat die Here weer met Moses. En hy sê, Eksodus 33 vers 1 tot 3. Verder die Here vir Moses gespreek, gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het. Na die land wat ek met die eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. En ek sal 'n engel voor jou uitstuur. En die Kanaaniete, die Amoriete, Hetiete, Ferisiete, Jewiete, Jebusiete verdryf na 'n land wat oorloop met melk en honing. Eersie, Moses, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan vir julle, ek gaan die belofte vervul deur julle. Ek gaan 'n engel saam met julle stuur en hierdie engel gaan vir julle oorwinning oor elke uitdaging gee. Elke nasie wat teen julle opstaan, sal julle verslaan. Hulle sal julle nie verslaan nie. En as daar 'n behoefte is, sal hierdie ou dit ook. Hy sal dit ontmoet op die pad soontoe. Onthou, waar hulle was net eintlik 7 dae se trippie. 7 dae weg, 11 dae weg, tussen 7 en 11 dae. Net hier, dit is katspoegie. En jy sal geen behoefte hê nie, as iemand honger raak, sal daai engel dit vervul. As daar 'n behoefte is na water, as die ouens dors word, moenie worry nie, hierdie engel sal alles uitsort. Alles. Maar dan sê hy, want ek sal nie in jou midde optrek nie. Ek sal nie saamgaan nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is, hardkoppig is 'n mooi woord. Omdat jy 'n hardkoppige volk is, anders sal jy op die pad wegverteer word. Met ander woorde, ek is so heilig, Moses. Hierdie ouens verstaan nie. Verstaan hulle nie dat ek het nou net al die gode van Egipte het ek vernietig nie, net om vir hulle te bewys, daar's net een God. Daai goedjies wat hulle oprig en maak en aanbid, daai's gemors, is twak man. Die ouens raak wat hulle is so dom soos daai goed wat hulle aanbid. Jy raak dit wat jy aanbid. Hulle koppe is vol gemors, man. Ek is die enigste lewende God en ek het die wonders, ek het die natuur verander vir julle ouens, om te wys hoe ek omgee. Jy skop sand en skielik is daar muggies. Ek meen, wat ek het al hierdie goed gedoen. Ek het die Rooi See oopgemaak, hulle het daar deurgestap op droë grond. En ons staan hier so op 'n plek waar jy net so bietjie lank weg is, net omdat hulle vir so kort rukkie nie kan sien waarmee ek besig is nie. Draai hulle rug op my en hulle soek iets anders te. En hulle sê nogals, daai is die God wat ons uit Egipte uitgebring het. Nee, julle is hardkoppig, julle is moedswillig, man, gaan. Ek sal vir jou engel stuur, ek sal doen wat ek beloof het, so gaan julle net.
Vir baie ouens is dit 'n bargain. Dis 'n bargain. Hoekom? Want God gaan nie oor jou skouer hang nie. Sien, as hy saam met jou gaan, beteken dit daar moet 'n verhouding wees tussen jou en hom. Daar moet gehoorsaamheid wees, want hy is God en jy is die skepping. En wanneer God met sy skepping praat, moet sy skepping terug met 'n verantwoordelikheid om teenoor hom terug liefde te bewys. En dit gaan maak dat jy gaan nie kan doen wat jy wil nie. So hierdie is 'n lekker deal, Moses, vat die deal. Dis 'n lekker deal. Ons gaan oorwinning, ons gaan al ons obstacles, daar gaan nie moeilikheid wees nie, want die engel gaan dit uitsorg en ons gaan dit nie 'n behoefte nie, ons gaan in oorvloed lewe. Come on, Moses, it's a deal. Ek kan lewe soos ek wil. Heiligheid is nie 'n prioriteit nie. Hoe gehoorsaamheid, ons hoef nie die hele tyd te doen wat hy sê nie. Jy moet die hele ding, jy moet. Ek kan doen wat ek wil. Vat die deal, Moses. En Moses natuurlik staan op 'n plek waar hy na al hierdie ouens kyk en hy sê, "Jessie, Here, dit is moeilik. Hoe moet ek al hierdie ouens soontoe vat? Dis omtrent 3 miljoen mense, onthou, 1 miljoen mans. Baie mense hierso is en hulle uit 'n kortie meer, hulle wip hulle die hele tyd vir my, hulle doen al hierdie goeders, ek sien die behoefte, ek sien sekere dinge, ek sien die obstacles so vorentoe, en dan moet ek hulle ek moet hulle lei tot daarso by die beloofde land, die plek van melk en honing. En mense sou dink dat Moses 'n lys gemaak het, hy sê, "Okay, Here, surround my met 'n klomp ouens, omring my dan met mense wat like-minded is, nommer 1, ouens wat die visie verstaan en inkoop in die visie." Yes, nou dink hy soos 'n superleier, né? 'n Ou wat regtig weet hoe dinge bymekaar te maak, om 'n ding te laat gebeur. Okay, Here, ek het guns nodig by 20 mense, 20 sterk mans wat invloed het, of wat 'n verskil kan maak, wat inkoop in die visie, en dan het ek omtrent vir hierdie visie, het ek omtrent soveel ouens nodig om kapitaal te bring, om ouens om te belê in hierdie visie, sodat ons by daai plek kan uitkom, sodat ons hierdie mense van hier af soontoe kan vat, Here, en dan het ek nog sekere goeders nodig, om hierdie ouens te kan dissiplineer en sekere goeders in orde te bring, sodat as daar uitdagings is, dat ons dit kan hanteer en al hierdie goeders. So dit is wat ek nodig het. So die volk sien die bargain, hulle sien, wow, ons gaan nie ons kan vry wees en geseënd wees sonder om naby hom te wees. En Moses, mens kan dink dat hy al hierdie struikelbokke en uitdagings dink. En dan sê hy, nee dankie, ons beweeg nêrens sonder U nie. Moses, wat se deal, is jy stupid? Hier kan ons kry wat ons wil hê, sonder om in sy teenwoordigheid in te gaan, sonder om hom 'n prioriteit te maak, sonder om op te staan te gaan bid, dis 'n diens te gaan nou woord, sonder, ons kan kry wat ons wil hê. Moses is soos, nee. Ongelukkig as ek kyk na daai 7 gemeentes, en ek sien die 2 ouens, die 2 kerke wat volhard het tot die einde toe, selfs toe hulle eie lewe gekos het. En dan sien ek 5 gemeentes wat heeltyd compromise vir gemak, terwille van gemak. Sien ek 5 gemeentes uit die 7 openbaringskerke wat hierdie volk verteenwoordig. En is hartseer om dit te sê, maar hulle verteenwoordig ons ook. Ons soek die seën, ons soek die blessings, ons soek die lekker lewer, ons soek daai sukses. Ons love it. Maar ons soek nie die teenwoordigheid. Ons wil nie commit teenoor die goeders wat hy al klaar gesê het nie. Ons sukkel om te onderwerp aan dit. Ons soek net hierdie ding. Ons soek die engel. Eintlik, dit is wat ons wil hê. En dan natuurlik wil ons gered wees. Ons wil hemel toe gaan as ons doodgaan. Wanneer ons amper daar is, wil ons 'n kamer vol engele hê en ons wil daai goue highway sien en ons wil Jesus daarso by die poorte van die ingang sien. Gee my alles wat ek wil hê en 'n lekker exit van hierdie wêreld af na die volgende. Ek moet nie bang wees nie, ek moet nie skrik, ek moet niks nie. Dit moet amazing wees. Gee my dit. En ek dink bietjie, want strategies is dit nie hoe mense praat wat in leierskap is, wat 'n mandaat gekry is nie. Soek jy nie mense om jou nie, mense wat jou kan optel en help om by die visie en die mandaat uit te kom nie.
om suksesvol te wees nie. En te midde van die uitdagings kom Moses en hy vra nie een keer vir Here, okay, gee vir my gou-gou, help my net gou-gou met hierdie ding. Nee, sy grootste gebed is Here, maak U wie aan my bekend. Weet jy wat vra hy in moderne tyd? Weet jy wat vra hy wanneer hy vra, maak U wie aan my bekend? Weet jy wat vra hy? Hy sê, gee my asseblief 'n Bybel, sodat ek U kan leer ken. Maak U wie aan my bekend, Here, sodat ek U kan ken. Vandag se taal, Here, gee my Bybel, dat ek U kan leer ken. Ja, julle, ek weet nie van julle nie, maar ek ken geestelike reëse. Die Bybel is graad 1. Nie die Bybel na my toe bring nie. Ek soek visions, drome. Ek ken nie eintlik die Bybel nie. By the way, ek hou nie eers van baie van lees nie. Maar my geloof is op 'n ander vlak. Ek soek visions, drome. Shaya! Ek soek dit, man. Moses vra, praat met my, Here, dat ek U beter kan leer ken. Praat met my. Sê my, waarvan hou jy? Sê vir my, waarvan hou jy nie? Sê vir my wat U wil hê ek moet doen. Ek wil U leer ken, Here. Ek gaan U nie leer ken as ek nie weet wat U van hou nie. En weet jy hoekom vra hy nie wat hy wil hê nie in daai oomblikke met al die hengse groot uitdaging om hierdie mense van hier af soontoe te kry? Weet jy wat vra hy nie en hoekom hy dit nie vra nie? Hy vra nie dit nie want hy sien God. Hy sien God en omdat hy God sien, sê hy vir homself, Jessie, ek moet meer sien. Here, ek het nodig om meer te sien as wat ek nou sien. Here, wys my U heerlikheid. Here, maak U wie aan my bekend, ek moet U leer ken. Here, wys my U heerlikheid. Wys my U gesig, wys my, Here. Wys my nog ietsie. Weet jy hoe klink 'n persoon wat nie vir God sien nie? Gee vir my dit. Gee vir my hierdie. Gee vir my hierdie ding. Gee vir my dit, gee vir my nog daai. Gee vir my die. En Here, my pa was jare 'n getroue dienskneg en gelowige en hy het vandag kroniese pyn, Here. Wil U hom nie aanraak en genees nie? Here, asseblief raak hom aan en genees hom en Here, dankie dat U ook dan dankie dat U hierdie uitdaging hier by die werk sien en dat U daai ding hanteer en afrond en Here, ek vra dit in die magtige naam van Jesus. Dit klink so intiem. Dit klink so reg. Maar wanneer laas het jy gesê, Here, wys my jou gesig? Here, ek soek niks anders nie. Weet jy wat is dit wat ek besef? Moses moes iets gewees het en seëninge sonder God is 'n vloek. En party van ons weet nie ons is onder 'n vloekie. Daar is nie vloeke nie. Vir ons in Christus is daar nie vloeke nie. Moet my nooit, ek gaan nie myself weerspreek nie. Daar is nie vloeke nie. Maar jou blessing is die grootste ding wat jou op hierdie stadium weg van God hou. Is dit 'n blessing? Is dit 'n blessing om weg van God af te wees? Om weg van die vuur te wees, dat sy heerlikheid nie meer oor jou skyn nie. Jy is deurtrek met angs en vrees. Jy is deurtrek met onsekerheid en ongeloof. Jy is deurtrek met die goeders. Maar jy is blessed. Is dit 'n blessing? Om so ver van die Here af te lewe, as kind van die Allerhoogste. Is dit normaal? Hoe voel jy, ma, pa, julle ken die storie? Hoe like jy dit as jy nou jou hele lewe spandeer het om hierdie kind alles te gee wat jy nie gehad het nie? Wie ken daai taal? Ek gaan my kind alles gee wat ek nie gehad het en nou doen jy dit. Maar raai wat het toe nou in die proses gebeur? My kind haat my.
of my kind kom net na my toe wanneer hulle iets nodig. Wie ken daai gevoel? En like jy dit? Hou jy daarvan? Hou jy daarvan om die hele dag, eldag, ja, gee my hierdie, gee my, dan sal hulle soos 32 nou. Gee my nog, gee my. Voel jy lekker? Is dit nou hoe jy gedink het, hoe jou familie gaan uitdraai? Is dit lekker? Nee, en my kinders is nog op skool. Ek skop het ding reg, Is nie lekker nie, julle. Is nie lekker om te voel iemand gebruik jou nie. Nee, sien. Ek het besef op daai tripie in Turkye, daar's baie goeders wat ek wou sê, wat ek stil gebly het, want ek het nie geweet, gaan ek die appelkar omgooi nie. Ek het maar met Justine gepraat. Maar hierdie is die goeders waarna ek gedink het. Ons is nie meer intiem met die Here nie. God sê vir hierdie ouens, hy sê in Exodus 3 vers 5 en 6, sê hy 'n besonderse ding, hy sê nou, trek die sieraad, dit is die juwele, die blink goedjies om jou ore. Hy sê trek jou sieraad af, dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Snaakse instruksie, trek die goud en die kietantjies van jou af. Dan sal ek weet wat om met jou te doen. Dis nie dat daai goed verkeerd is nie. Dit is nie dat juwele en materialistiese dinge op sigself sondig is nie. Dit is die onnatuurlike liefde en begeerte na daardie goeders wat sondig is. Maar die rede hoekom God vir hierdie ouens sê, trek af daai goedjies van jou ore en om jou nek en hier om jou heupe en al die bangles en ringe, trek daai goed af van jou. Want daai was die einste goeders. Die goeders wat hulle gedink het hulle spesiaal en uniek en veilig en sekuriteit gee en anders maak as al die ander mense om hulle of die nasies om hulle, die goeders wat hulle identiteit geword het, is dieselfde goeders wat hulle gebruik het om 'n afgod te maak. Jou sukses en sekuriteit en die dinge wat maak dat jy uitstaan en significant is, die goeders wat jou spesiaal maak in die markplek en hierdie wêreld, is dieselfde goeders wat jy gebruik om 'n afgod van te maak. En God sê, lê dit bietjie neer. Sien, dit is nie dat ek en jy 'n vars nuwe openbaring hoef te kry om weer, Here, hoe kry ek weer my passie vir U terug? Want ons vra dit. Ek meen, ek ken julle, ek weet wat julle bid en wat julle vra. Sondag kom ons hier aan en ons sê, Here, steek my weer aan die brand. Here, steek my weer aan die brand, want jy weet waar jy is. Dit pla jou. Want jy's wedergebore. Die Gees van God is nou besig om vir jou te convict. Hy roer jou. Al vir weke, maande, jare. Jy het nie 'n vars, noodwendige nuwe openbaring nodig om weer aan die brand gesteek te word nie. Jy moet iets neerlê. Jy moet iets vandag hier sê hierso. Ek gee dit nou op. Want sien, dit is daai ding wat tussen jou en God kom. Is daai ding wat verdeeldheid gebring het. Hy sê, jy gaan nie hel toe nie, jy's wedergebore. As jy wedergebore is, jy's wedergebore. Maar jy's stil, jy getuig, jy praat nie. Jy weet nie eens wat die Here mee sê nie. En so kom die Here en hy vra vandag, want hy wil nie jou vreugde wegvat nie. Luister mooi, God is nie hier om jou lewe te versuur nie. Maar hy wil jou leer waar ware vreugde en blydskap lê. Hy wil vir ons wys, hoekom het Moses nie gevra wat hy sou vra, wat ons natuurlik sou gevra het nie. Hoekom vra Moses in daardie intieme plek, wys my meer van U? Dis omdat hy intiem met die Here is, dat hy vra vir meer. Anders vra hy vir goeders. En dis die verskil. Ons gaan van hierdie Woensdag af, gaan ons begin met ons vas en gebed seisoen. Ons gaan in 'n seisoen gaan waar ons die Here se aangesig vra, waar ons die Here vertrou om te werk aan ons liefde teenoor hom.
waar ons gaan vas, en hierdie is die tipe vas, nou jy kan self besluit wat gaan jy vas, maar hier is die vas wat ons graag wil hê. 'n Kannetjie water, die heel dag, aldag, tot môreoggend toe. Nie daai enetjie van nou 8:00 tot vanaand 8:00 nie, daai ene wat sê, okay, ek vandag, dit is Dinsdag aand, ek eet my laaste dingetjie, môreoggend staan ek word wakker en ek drink water die heel dag tot donderdagoggend. En ek sit bietjie hierdie ding neer en ek haal die blaasie stof van my boekie af en ek maak hom weer oop, nie omdat ek in 'n nood is nie, maar omdat ek hom wil leer ken. En in daardie uur, wanneer ek lekker Bybelstudie gedoen het, gaan ek bietjie bid. En ek gaan nie vra wat my behoefte is nie, ek gaan vra, wys my gesig. Openbaar die heerlikheid om my. Ek het vernuwing in my liefde teenoor U nodig. En ek hoop jy besef vandag, jy het vernuwing nodig. Jy het vernuwing nodig, jou liefde is koud. En wanneer jy, miskien is jy besig, jy sê, blablabla. Miskien moet jy bietjie spasie maak in jou dag, sodat jy bietjie meer tyd van hom kan kry. Jy moet iets neerlê, iets wegstap, sieraad. Wat is daai sieraad in jou lewe, wat jy moet neerlê, aflê? Want daar is die einste goeders, die einste tipe goeders, wat jy gebruik om 'n afgod te maak. En so dit is wat ek terugkom van, wat jy geleer in Turkye, hierdie. Ek het gesien hoe 'n kerk wat so goddelik, so amazing, so kragtig was, so vinnig, so koud en lou geraak het, dat dit 'n moslim nasie geword het. En dit is ons beurt, ons hardloop met die stokkie in ons hand. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my God, teenoor julle. So ons gaan dit doen, vir die volgende paar woensdae, vir weke lank gaan ons hierdie ding doen. Miskien sal ons in die toekoms bietjie by mekaar kom, een woensdag aand, ons sal sien, dit sal lekker wees, maar dis wat ons gaan doen van hierdie woensdag af. En ons vra asseblief dat jy deel wees. Wees verantwoordelik, as ouens terms and conditions, man, vir meerderheid van ons kan dit doen. Terms and conditions is vir mense wat regtig mediese uitdagings het. Maar as jy weet, jy ken jouself, moenie hoekie sny nie. Okay? Kom met. Jy gaan sien, gaan taaf wees. Want die vlees is lekker. Hy soek hom nie die Here nie. Okay? Kom ons bid. As jy gebed nodig het, en jy het iemand nodig om saam met jou te bid oor 'n saak, bly asseblief agter, want ons het mense hier wat saam met jou wil bid. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons vra soos Moses gevra het, Here, leer vir ons, wys vir ons wat Moses gesien het, hoekom hy gevra het, wat hy gevra het. Ons besef en erken dat ons het ver van die vuur af begin beweeg. Ons aanbid God soos wat Petrus gedoen het, van ver af. Hy staan by die wêreldse vuur en maak homself warm, terwyl hy 'n oogie op U het. Ons wil nie so aanbid nie. Ons wil naby kom soos Moses. Here, dankie vir die geleentheid waar U deur die Gees en die woord ons harte konfronteer. Dankie dat U begeerte is vir ons, Here. Ons bid dat U ons begeertes verander na U. Dat U ons grootste begeerte sal wees, dat ons ook weer op 'n plek sal kom, waar ons ook sal bid, soos wat Dawid gebid het, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou. Dit is ons gebede, Psalm 27 vers 4, dat ons naby aan U sal beweeg. En ons maak en ons bely met ons lippe, Here, moenie vir ons die blessing sonder die teenwoordigheid gee nie. Ons wil nie verder vorentoe beweeg as U nie saamgaan nie. Ons bid dit in Jesus naam. Almal sê bietjie. Baie dankie dat jy ingeskakel het by die Bron se Potgooi. Deel gerus hierdie boodskap met vriende en familie.